Dis Dinsdag aand 30 Junie, wat 'n wonderlike voorreg, kan julle glo daar is Junie maand ook verby. Yes, so wat beteken dit? Dit beteken ons is live, lekker saam vanaand as 'n Nou Limits Gesinskerk, met die huisgodsdiens in die teenwoordigheid van die Here. Wat 'n voorreg is dit nie. Goeienaand, lekker om saam met julle te kuier, om so 'n halfuur tyd saam met julle te spandeer, soos die Heilige Gees ons lei. Wonderlik, dankie vir elke een wat inskakel. Asseblief, ek vra jou, deel van jou evangelisasie, share hierdie boodskap. Iemand moet vanaand dit hoor. Ek glo dit in lyn met God se woord, en hoe ook al dit is, dalk is dit vir jou, maar weet een ding vanaand, jy gaan dit geniet. Hallo Annelie Marie, goed om met jou. Hallo tuis. Hallo Annie, lekker om julle op te sien uit Johannesburg uit. Weet nie julle of dit ook so, maar is nie so koud vanaand nie, dankie daarvoor. Goeienaand Wendy, hallo Esther, hallo Norman, ek groet so 'n paar mense soos hulle opklim. So ons gaan vanaand 'n lekker onderwerp hê oor die kragwoord van deursettingsvermoë. En waar leer ons dit uit die Bybel? Dan gaan ons so sien eintlik hoe maklik dit is om deur te kan druk en wat dit beteken. Nie iets waarin ons elke dag dink nie, want die duiwel kom steel ook ons deursettingsvermoë. En ons deursettingsvermoë is juis net baie keer gee ons op voordat God se deurbrake kom en die vyand weet dit. Hallo Esther, nou ook jy gegroet daar. Hallo Tenis, goed om met julle, lekker daar, lekker, dit reën hier. Ja, nee, jene. Getreida, hoe gaan nou met julle? Lekker man, prys die Here. Lekker om julle op te sien. Hallo Katie, deel die boodskap. Hallo John, hoe gaan dit dan met julle? Hallo Leonora en Chris, lekker met julle. So ja, ons gaan vanaand bietjie lekker gesels. Ons dank die Here vir die wonderlike mooi woord. Ons gaan lees uit die boek van Jakobus, maar voordat ons lees, kom ons vra eers ook die Here se leiding vanaand. Here, wees ook saam met elkeen van ons. Dankie vir die woord, dankie ook vir die inspirasie, vir die woord om te stig, vertroos en te bemoedig. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Ja, so ons gaan bietjie lekker praat. Cassie, hallo Cassie, hy sê ook hallo. So ons gaan bietjie lekker praat oor God wil hê dat ons moet vashou aan ons deursettingsvermoë. En ek kan nie anders as om met hierdie wonderlike mooi boek te lees van Jakobus nie. So ek wil graag hê jy met jou Bybel oopmaak in die boek van Jakobus. Ons gaan so 'n bietjie paar verse vanaand met julle deel. En terwyl jy so toe blaai sommer in Jakobus 1, ons gaan lekker, gaan goed, dankie, dit gaan goed, regtig goed, dankie. Elke dag het sy uitdagings. So ja, ons gaan Jakobus lees, Jakobus 1, en ons gaan lees daarvan af vers 2 tot 4. Uit die woord uitkom hy, dan sê hy vir ons, hoor wat sê hy? Hy sê, ag, dit louter vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoeking val, omdat julle weet dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar dat die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kort kom nie. So, hallo Wanda, goed om julle, so, ek sê weer gou vanaand sommer in die begin, deel hierdie boodskap. So, wat het dit nou met deursettingsvermoë te doen? Hoor gou mooi, die woord in hierdie skrif begin juis deur te sê, ag, dit louter vreugde, wanneer allerlei beproewings oor julle pad kom, wanneer dit bewerkstellig word in julle lewe. Nou wat is deursettingsvermoë? Deursettingsvermoë is om aan te hou glo. Glo, gebed, hand aan hand, geloof. Glo, gebed is 'n werkwoord. Dit vat baie motivering en deursettingsvermoë om elke dag jou gesindheid rondom dit reg te kry. So deursettingsvermoë is om aan te hou glo, om gehoorsaam te wees, om te vertrou, selfs wanneer Jakobus hierdie boek vir ons skryf hierso, wanneer hierdie omstandighede moeilik is, wanneer dit moeilik in ons lewe gaan. Hoor wat sê hy? God gebruik, nou hoor gou baie mooi, beproewings, nie om my en jou as mens, as 'n kind van hom te vernietig nie, maar om ons karakter te vorm. Nou in die Bybelskool wat ons ook nou opneem, in die Bybelskool waardeur ons gaan, en selfs in die kerk waar ons is, in hierdie jaar selfs ook, in ons insig en wysheid wat ons moet toebou, moet 'n mens verstaan, ek praat baie oor karakter, en iewers te moet dit tog ook by jou
vaslaan wat dit beteken. Wat beteken dit wanneer God ons karakter wil vorm? Deel daarvan is deursettingsvermoë. Waarom laat God beproewings toe? Baie mense sal dit vra, baie mense vra vir my, maar Naps, hoekom laat God dit toe? Hoekom laat God toe om hierdie dinge met my te gebeur? Is hy dan nie vir my lief nie? Natuurlik, hy is ongelooflik lief vir jou. Hy is baie lief vir jou. Ek wil vandag vir jou sê, jy verstaan die liefde van Jesus Christus. En sommer by dit wil ek vir jou sê, Sondag moet jy nie mis nie, want Sondag gaan ek met jou praat oor die oordeel en ook oor die wraak wat mense neem op jou en die wraak wat jy partykeer op mense toeneem. Wat leer die Bybel ons? Wat sê die Bybel oor dit? Deur moeilike tye waardeur jy gaan, deur goed wat moet gebeur en jy het partykeer hierdie wraak in jou, jy wil net iemand in jou lewe terugkry of hierdie persoon of persone of instansies net terugkry, dit wat hulle in jou gedoen het. Sondag moet jy mense nooi. Jy sien, want wraak en hierdie wraaksigtigheid vorm bitterheid en ons gaan bietjie oor dit gesels. Sê die Bybel ons mag, is daar 'n mate tot dit wanneer ons dit mag doen of glad nie? How's dit Engelsman? Johnny, how are you? How's it? Gerard, hoe gaan dit? Lekker daar met jou, my boeta? Hallo Janine, lekker met julle François, hier kom mense op, hallo ma, ja. So ons praat vanaand oor, God wil hê ons moet vashou aan ons beproewings. Nou goed, beproewings bou ons karakter, en ek wil hê jy moet vanaand verstaan, daarom wil ek gou vir jou 'n gedeelte lees uit Romeine. Kom ons blaai gou na Romeine toe. Romeine 5 gee vir ons hierdie pragtige gedeelte. Onthou, ek gaan nou dalk 'n bietjie vir jou hier teen die einde ook iets sê oor Paulus, Romeine 5, en ons gaan lees daar vanaf vers 3. Vanaf vers 3 tot 5, hoor gou hierso. En nie alleen dit, maar ons roem ook in die verdrukking, hoor wat sê hy, maar ons roem ook in die verdrukking, omdat ons weet dat die verdrukkings lydsaamheid werk, hoor daar, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Hoor daar. En dit is eintlik baie belangrik. Verdrukking bring volharding. Volharding bring beproefdheid bring jou hoop. Hak my tong nou daar bietjie vas. En dit bring tog hoop en dit is waaraan ons kan vashou. En ek wil vanaand vir jou ietsie sê, en ek wil hê jy moet baie mooi hoor vanaand. God is meer geïnteresseerd in wie ons word as wat ons besit. God stel nie soveel belang in dit wat jy besit nie. God stel meer belang in wie ons word en hoe ons karakter gevorm en gebou word. Weet jy wat, wanneer ons deursettingsvermoë het en wanneer ons by hierdie dinge uitkom, is daar iets wat God bring. Wat bring God vir ons? Hy bring vir ons beloftes. In Hebreërs 10 sien ons hierdie gedeelte daar in vers 35 en 36 en ek wil net vir jou ietsie rondom dit sê. Hy bring vir ons hierdie belofte. Hy sê julle het volharding nodig om die wil van God te doen en die belofte te verkry. Hy sê dit vanaand. Paulus skryf dit. Hy sê julle het die volharding nodig daar in Hebreërs 10 om die wil van God te doen. So met ander woorde, nou kan ons sien wanneer ons in hierdie beproewingstydperk is, om hierdie deursettingsvermoë te kan hê, kan ek gou vanaand iets sê, baie mense eindig, goeienaand Marshall, lekker man, lekker om julle by ons op te sien vanaand, dankie, ek wil ietsie sê dat, baie mense hou op net voordat God hierdie deurbrake en hierdie beloftes in hulle lewe kan laat realiseer, en daarom val hulle terug, hulle kom nie meer kerk toe nie, want jy weet wat, onthou alle aanslag is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerste, so die vyand weet presies wanneer jou deurbraak daar is, wanneer God se belofte in jou lewe 'n vervulling gaan word, en daarom hou hulle op, hulle sien net dat God beproef hulle dalk, of hulle is in hierdie lydingstydperk, kom ons noem dit dalk so ook 'n baie mooi naam, en dan het hulle nie meer hoop nie, dan hou hulle op, maar dis net voordat God hierdie belofte in jou lewe 'n deurbraak gee, en ek het al gesien, as jy volhard byvoorbeeld in die geloof met genesing, dan doen God wondere. Hy bring genesing in jou lewe, hy bring verandering in jou lewe, hy bring selfs hierdie geestelike verandering of geestelike genesing in jou lewe. Goed wat jy gedink het, as jy terugkyk in 'n jaar waar jy was,
op 'n baie donker plek in jou lewe en jy het hierdie deursettingsvermoë gehad en hierdie lig het deurgekom in jou lewe. Jesus het deurgekom. Sy belofte het in jou lewe 'n vervulling geword. Jy's deur hierdie lydsaamheid, jy het toegelaat, maar jy het in die wil van die Here gebly. Dan bring God hierdie belofte in jou lewe en jou karakter word gevorm en jy het sterker geword want jou deursettingsvermoë het jou deurgedra, want jy het aangehou glo, jy het aangehou hoop, jy het vasgehou aan die woord van die Here, jy het in die waarheid gebly. Dan kom hierdie belofte. Maar ek wil vir jou sê, dalk 'n meerderheid van mense hou op voor hierdie belofte in hulle lewe deurkom. En ek dink vanaand, dit is baie belangrik dat ons hierdie moet kry. Julle het volharding nodig om die wil van God te doen, sodat julle die belofte kan verkry. Skryf dit neer vanaand, Hebreërs 10:35, gaan lees dit. Moenie ophou net voordat God jou deurbraak gee nie. Skryf dit elke dag, bid dit in jou lewe toe, dis baie belangrik. Dis baie belangrik. Ek en jy moet verstaan vanaand, dat God ons hierdie krag gee. God gee krag. Wat se krag gee hy ons? Hy gee ons krag om te kan volhard. Hy gee ons krag om hierdie deursettingsvermoë in ons lewe deur te laat werk. Hoekom sê jy so? Geef my 'n Bybelvers. Kom ek gee vir jou 'n Bybelvers. Jesaja 40 vers 31. Kom ons lees dit. Kom ons gaan kyk wat sê Jesaja 41. 40, skus tog, vers 31. Wie kan vir my sê wat sê dit? Hy is wel bekend. Ons ken hom mos, né? Jesaja 40. Maar die, hoor hoe klap die koeiklop, wat op die Here wag, kry nuwe krag. Is dit nie? Die wat op die Here wag, die wat sy belofte, die wat sy genade, die wat sy volheid elke dag, sy guns op jou lewe, die goedheid en guns wat jou gaan volg al die dae van jou lewe. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Is dit nie mooi nie? Is dit nie 'n mooi belofte nie? Wanneer jou eie krag opraak, wanneer jy sê ek kan nie meer as mens nie, begin God se krag, dis 'n belofte. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Is dit nie mooi nie? Ek dink dis pragtig. Dis een van die mooiste Bybelverse. Dis een van die mooiste Bybelverse wat jou as mens in jou karakter kan bemoedig. Ek wil vanaand weer vir jou sê, wanneer jou krag opraak, kom God se krag tot volle werking. Paulus skryf dit ook vir ons. Hy gee ook vir ons daardie belofte. Nou kom ek gee gou vir jou 'n paar mense in die Bybel as voorbeelde. Hulle wat volhard het. En dalk gaan dit nou vir jou 'n bietjie iets lekker wakker maak om oor hulle te gaan lees, want jy het lanklaas oor hulle gelees, of dalk het jy nie, maar kom ek gee gou vir jou 'n paar van hierdie mense as 'n voorbeeld vanaand. Kom ons kyk. Noag het jare lank aan die ark gebou, en dit het dalk nie vir hom sin gemaak nie, maar weet jy wat, daar was seker dae, wanneer hy ook gevoel het, hy kan nie meer nie, hy wil ophou. Soos die mense op hom gelag het en die mense hom bespot het, jy kan jouself net insien. God gee jou gesonde brein om dit te kan dink. Nee, maar wat is nou die woord? Common sense, né? Wat is common sense? God gee jou common sense. Kom ons gebruik 'n bietjie hierdie common sense om te dink as, sou jy dit doen, as die Here sê, jy moet hierdie groot ark op hierdie droë land, nie naby 'n waters is nie, dit is wat jy moet doen. Hoe sou jy regtig na soveel jare of tyd sou volhard om hierdie ark te... Kom ons kyk net na die karakter van Noag. Wat doen Noag? Noag sê, weet jy wat? Ek vertrou die Here. Ek vertrou die Vader. Hy het vir my 'n opdrag gegee om dit te doen. En ek wil vanaand vir jou ook sê, doen jou opdrag. Volg jou opdrag, leef jou belofte uit. Hou vas, as die Here vir jou 'n skrif gegee het, as hy vir jou woord gegee het, as hy vir jou dinge gegee het, baie, my Bybel is volgeskryf. 1 Timoteus 1 vers 12 het ek hier voor in my Bybel geskryf, ek dank God vir my roeping. Weet jy wat, ek wil vanaand vir jou sê, jy moet in jou roeping vashou. As jy twyfel in jou roeping, wil ek vanaand vir jou sê, alles te vergeefs. Moenie in jou beroeping twyfel nie. As God jou geroep het vir iets, hou vas aan daardie belofte, net soos wat Noag vasgehou. Die tweede een wat vir my mooi was, hierdie is mooi, Josef. Kan julle onthou?
Josef was in die gevangenis gewerp. Kan jy dit glo? Hy was in die gevangenis gewerp. Josef se lewe was nie maklik nie. Baie jare lank was sy lewe nie maklik nie. Hy was in die gevangenis verwerp, maar hy het dit deurstaan voordat God hom verhoog het. God het hom aansien gegee. Kyk, gaan lees sy verhaal deur dit wat 'n mens is. Baie van ons kan nie eens 'n klein bietjie verdrukking hanteer nie. Ons kan nie eens 'n klein bietjie beproewings hanteer nie. Dan gooi ons handdoek in. Hier kom 'n karakter, 'n voorbeeld uit die Bybel, Josef, wat in die tronk was, wat sekere dinge gedoen het. En kyk wat het hy gedoen. Hy het vasgehou aan God. Hy het vasgehou aan die Vader. En God het hom verhoog. As jy verhoging in jou lewe soek, wil ek vanaand vir jou sê, stop met hierdie nitty-gritty goedjies en begin by die Here uitkom. Hou vas aan die Here. Job is 'n goeie voorbeeld. Job het alles verloor. In die begin lees ons dit. Daar's een van die grootste dinge waar ons ook lees van die duiwel en sy demone en sy magte. In Job, toe die seuns van hierdie wêreld bymekaar kom die duiwel ook, die seuns van die mens bymekaar kom, toe kom die duiwel ook daaraan. Daar word van die duiwel gepraat. En toe wat gebeur? Slaan jou hand in Job. Jy kan alles van hom vat. Jy kan doen wat jy wil met hom, maar jy mag net nie sy lewe vat nie. En kan jy net vir jouself indink hoe hierdie man deur alles moes gegaan het, om sy kinders, sy familie, sy rykdom, sy beeste, sy goed, alles te verloor. Maar weet jy wat? Hy het vasgehou, het alles vasgehou. En dit is een van die mense wat ek en jy kan sien. Ek gaan Sondag oor dit bietjie praat ook. Ek het Sondag daaroor gepraat ook, is dat ons kan sien hoe God herstel. Jy glo dalk God herstel net vir Job, of hy herstel sekere mense nie vir jou nie. Ek wil vanaand vir jou sê, nee, jy's verkeerd. Jy moet vashou en sê, Here, net soos U Job herstel het, weet ek U is besig om te herstel in my lewe ook. Waardeur jy ook gaan in jou lewe. Daar sê teenoor ook Caleb en Joshua, presies, kyk hoe mooi is daai. Ek stem saam, as jy gaan kyk na Joshua was altyd onderdanig aan Moses. Hy was sy onderdanige gewees. Hy was nooit bo oor hom nie. Hy het gedoen, hy het die houe gevat op die grond as Moses daar in die berg was by God die Vader. En moes hy die volkie onder bymekaar. En hy het die beloofde land ingegaan. Jy sien, daar word nie baie van hom gesê nie, maar die karakter toe hy daar is, toe hy die beloofde land daarin is, en hy geglo dit wat God kan doen. Ons moet nie tou opgooi nie. Ek wil jou vanaand weer bemoedig. Weet jy wat? Volhard in jou deursettingsvermoë. As daar 'n tweet in jou gedagtes kom om te sê ek kan nie meer nie, ek sukkel, hoekom dit? Sê Here, ek gaan deurdruk. My deursettingsvermoë met U in my lewe is dit groter as enigiets. Niks gaan my onderkry nie. Paulus, hierdie man oor wie ek nou so baie gepraat het. Paulus skryf vir 3/4 van die Nuwe Testament in die gevangenis, in die donker diepte van dit. Paulus is nie soos wat ons het vandag 'n WhatsApp, 'n SMS of 'n vinnige boodskap of kan iemand bel nie. Hy skryf briewe. In daardie tyd bemoedig hy mense. Ek wil jou sê, weet jy wat, kan jy ook bietjie begin om mense te bemoedig? Paulus skryf in die gevangenis briewe aan die gemeentes. Hy skryf briewe aan mense. Ons lees vandag sy briewe. Paulus se vervolging, die vervolging wat hy moes verduur het, maar hy het nooit in sy lewe opgehou om die evangelie te verkondig nie. Wanneer het die Here vir my en vir jou gesê ons moet ophou om die evangelie te verkondig? Hoekom voel jy nie waardig om die evangelie te verkondig nie? Wanneer het iemand vir jou gesê jy's nie waardig genoeg om die evangelie te verkondig nie? Hoekom glo jy dit? Hoekom dink jy jy's dom? Jy kan nie die evangelie verkondig nie. Ek het nie kennis nie. Luister. Moenie God se krag, God se vermoë in jou lewe onderskat nie, hoor. Ek wil dit vanaand vir jou sê. Moenie dit onderskat nie. Ek wil hê jy moet iets hoor vanaand. God roep jou by jou naam. Hy ken jou by jou naam. Hy gee jou 'n opdrag. Hoorie man, luister hierso. Lyk vir my julle is vanaand bietjie lekker moeg. Kom ons wees op en so. Skryf vir my amen. Ek gaan die evangelie verkondig. Gooi bietjie hartjies op dat ek kan sien ek praat nie met myself nie. Hallo Dana, wat sê jy daantjie? Lekker om jou op te sien. Hou vas. Moenie al verduur jy vervolging, al verduur jy verdrukking, al gaan jy deur beproewing. Laat jou deursettingsvermoë, al is dit net dit wat jy kan doen om die evangelie te verkondig aan mense. Weet jy Naps, jy sal nie verstaan nie. Daar waar ek werk is ateïstes, goddelose mense. Hulle gebruik die naam van die Here ydelik. Luister. Mag die Here jou mond aanraak met vuur.
Mag hy vanaand net vir jou sê, weet jy wat, met jou krag en jou sterkte, jou geregtigheid, die geregtigheid wat ek in jou plant, die mens wat ek jou is, ek het jou juist daar geplant, omdat ek weet, ek gaan jou gebruik om hierdie evangelie te verkondig. Luister man, tik 'n bietjie daai ou op die skouer en roep hom een kant toe, moet hom nie verneder voor iemand en sê vir hom, jy weet, daai naam wat jy so eintlik gebruik, dis my God wie hier daaraan. Jy mag nie sy naam so. Hoor, daar's maniere, maar jy weet, waarsku hom en praat met hom en jy weet, gebruik net 'n manier, 'n sinoniem of iets. Man, gebruik net jou vermoë om by hom uit te kan kom en vir hom iets te kan sê. Gebruik vir hom om te vertel, weet jy wat, daardie naam wat jy gebruik is die kragtige naam, Yeshua, Jesus, die Messias, die God van redding, die God wat vir jou gesterf het, jy wat nie glo nie, weet jy wat, ja, eendag gaan jy voor hom staan, jy gaan voor hom staan. Ek wil juist oor hom praat, die laaste voorbeeld wat ek wil gebruik, Jesus, die grootste voorbeeld vir my en vir jou vanaand van volharding. Die grootste voorbeeld. Hy het 'n kruis gedra. Hy het die kruis gedra vir my en vir jou op die pad van Villa Dolorosa, die pleveisel, nadat hy hierdie katshou op sy lyf gevat het, die seer wat hy gehad het. Ek gaan Sondag oor hom praat, oor hierdie oordeling en veroordeling oor hom. Hy leer ons hierdie mooi gedeelte van dit alles. Hoor gou. Hy het die kruis verdra, hy het die kruis gedra, omdat hy vreugde voorgebring het vir my en vir jou. Jesus het dit gesien. Kan ek gou vir jou iets sê? Kom ons lees gou saam Hebreërs 12. Blaai gou saam met my na die boek van Hebreërs 12 toe. Hebreërs 12. Hoor gou hier. Hebreërs 12. Vers 2, en ons gaan lees vers 3, sommer ook saam. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde, hoor wat sê hy, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Dis Jesus, wat julle moet ag gee op hom, wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Hoor dan, dit leer ons, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Hoor gou, kan ek dit weer vir jou lees, vers 3? Want julle moet ag gee op hom, wat so teenspraak van die sondaars teen hom verdra het, sodat julle in julle siele nie vermoeid word en verslap nie. Dan wil ek gou vir Wendy vra, Wendy sit gou 1 Korintiërs vir ons op, wat jy vir my nou gestuur het, ek wil dit sommer hier aflees vir ons. Terwyl ek gou wag vir daai vers, kan ek gou vanaand vir jou sê, hoe ontwikkel God hierdie deursettingsvermoë in ons lewe? Hoe kan ek vanaand vir jou 'n antwoord gee? Vanaand vra jy in onsekerheid. Hoor gou mooi. Miskien kan Wendy dit ook skryf. Kom ek wag net gou eers vir daai vers ook. Kan ek gou vanaand vir jou sê, hoe ontwikkel ons hierdie deursettingsvermoë? Dis maklik om oor dit seker te praat. Dit is seker goed om oor dit te praat. Maar daar moet vir ons iets wees. Daar moet vir ons antwoorde wees. Daar moet vir ons punte wees om hierdie deursettingsvermoë in ons lewe te ontwikkel, want elke ding moet tog ontwikkel word. Jy praat van karakter, so dan moet ons seker maar 'n karaktervorming ook kan ontwikkel deur hierdie deursettingsvermoë. Nou kom ek gee gou vanaand vir jou 'n paar voorbeelde. Kyk gou hierso, 1 Korintiërs 15 vers 2. Waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou. Hoor jy, dis wat ek lees, dis wat Paulus skryf. Paulus, ek het nou oor hom gepraat, wat vervolging verduur het, maar aangehou het om die evangelie te verkondig, waardeur julle ook gered word as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. Hey, miskien het jy geval, miskien het jy God bietjie teleurgestel en jouself teleurgestel. Ek dink nie God word teleurgestel. Miskien voel jy het God teleurgestel. Kom ek stel myself eerder duideliker. Miskien is jy in jouself teleurgestel, maar ek wil vanaand vir jou sê, nee, God sien jou nie as 'n teleurstelling nie. Hy sien jou nie as 'n mislukking nie.
glad nie. Daarom wil ek gou vanaand vir jou so 'n paar punte gee. Basics. Always going back to basics. Hoe ontwikkel ons deursettingsvermoë? 1, skryf dit neer. Weet jy kan dit sommer vir ons op die comment sit as jy wil. Bly daagliks in die woord van God. Bly in die woord van God. Ek sê altyd, moenie soos 'n papegaai die Bybel lees nie. Bid, kry krag, vra die Here, lees dit. Dan doen jy navorsing, natuurlik. Bly in die woord, nommer 1. Nommer 2, bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5. Ek gaan vir jou skrif by dit gee vanaand. Hoor gou. Hoor wat sê hy daarso. Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5 vers 17. Bid sonder ophou. 3. Moet nooit in jou lewe vergeet. Onthou God se vorige getrouheid. Onthou partykeer of onthou net baie kere toe die Here jou gered het, toe jy gebid het, toe hy jou uit omstandighede uitgehaal het, toe hy jou genees het, toe hy iets in jou lewe gedoen het, toe hy vir jou werk gegee het, toe hy jou gebede geantwoord het. Moet nooit God se getrouheid vergeet nie. Hy's 'n God van getrouheid. Hy's 'n God van geregtigheid. En dit is belangrik. So, nommer 1 is wat ek vir jou wil sê is, bly in die woord. Nommer 2 is, bid gedurig. Nommer 3 is, onthou God se getrouheid. God is getrou. Ek wil jou die 4de ene gee, omring jou met gelowiges wat jou opbou. Jy kan nie in die kring van die spotters wandel nie. Jy kan nie in die kring van die spotters sit nie. Jy kan nie saam met mense loop wat 'n passiewe energie het van negativiteit nie. Jy moet met mense omring, kinders van die Here, gelowiges wat jou op kan bou. Bou mekaar op, man. Moenie mekaar afbreek nie, bou mekaar op. Is moeilik, maar ek weet ons moet dit doen. Asseblief, dis baie belangrik, bou mekaar op. En dan altyd, hierdie is mooi, duisende, honderde beloftes. Fokus op God se beloftes, eerder as op die probleem. As jy sê, maar die Here het my vergeet, die Here straf my, dan sê die woord van die Here, onthou die belofte, hy sê, ek sal jou nooit begewe, Hebreërs sê, hy sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Nooit! Onthou dit. As jy dink jy is 'n mislukking, dan dink jy aan die belofte, goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Die Here het mos 'n plan met my. Die Here se plan is sy goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. Hy sê, ek gaan om vir jou 'n plek voor te berei. So ek is werd, hy het gegaan om vir my 'n plek voor te berei. Ek wil eendag saam met hom wees. Dis waarvoor ek lewe, man. Daar sê Gerard, hy bly getrou deur dik en dun. Natuurlik. Ek stem saam. Dankie Gerard, hy is getrou. Hy is getrou. Johnny, sterkte vir jou operasie môre, my boetie. Ek bid vir jou regtig deur die liefde van Jesus Christus. Is ons vanaand meer as oorwinnaars. Nou goed, ek wil hê jy moet iets weet vanaand. Dit is so maklik om oor hierdie dinge dalk te praat, of dit klink altyd maklik. Maar ek wil vir jou 'n paar sleutelverse gee. 'n Paar sleutelverse wat my en jou gaan deurdra. En ek hou van Galasiërs. Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 9, laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Dis een van hierdie dinge wat ek vanaand vir jou wil sê. Laat ons nie moeg word om goed te doen nie. Want op die regte tyd, hoor gou mooi, op God se tyd. Wat is die regte tyd? My tyd? Nee. Wat is die regte tyd? God se tyd. Want op die regte tyd sal ons oes as ons nie verslap nie. En dit is waar mense die belofte verloor. Jy sien, want hulle hou op net voor die oestyd. Net voordat God hierdie oes in hulle lewe wil inbring, hou hulle op. Dan verslap hulle. Dan gaan hulle nie meer na die samekoms toe nie, hulle lees nie meer Bybel nie, hulle gee nie meer eer aan die Here nie, hulle bid nie meer nie. Hulle gee nie meer 'n dankoffer nie. Filippense 1 vers 6, kyk hoe mooi is dit. Hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. Kan ek gou vanaand vir jou sê, pastoor, leier, kind van God, jy's 'n diensknegt. Ek wil vanaand vir jou sê, hy wat 'n goeie werk in julle begin het, sal dit voltooi. Filippense 1 vers 6. Moet dit nooit vergeet nie. In elke een, nie net in 'n leierskap van waarin jy is nie. Onthou, God werk. Ek weet nie wat sy planne met jou nie. God weet wat die planne is. Omdat julle juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. So hy sal nie sy gees by jou onttrek nie. Hy sal jou nie onttrek nie, hy sal jou nie begewe nie, hy sal jou nie verlaat nie. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, sal dit voltooi. Amen. 2 Timoteus 4 vers 7.
Ek het die goeie stryd gestry. Hoor gou mooi. Ek het die wedloop voltooi. Ek het die geloof behou. Man, wat 'n dag gaan dit nie wees. Ons gaan bietjie eendag in die live praat oor die krone. Wat 'n dag gaan dit nie wees as ons krone ontvang nie. Luister man. Is jy 'n persoon van krone of soek jy aansien hier by die mens, Galasiërs? Soek jy dan aansien by mense of by God? Is jy iemand vir krone? Kom ek vra jou gou 'n bietjie vanaand. Antwoord my. Sê yes, ek soek krone. Man, ek soek bietjie vanaand, jy moet antwoord. Ek wil hê jy moet vanaand commit. Ek wil vanaand hê jy moenie net sê ek gaan dit skryf daar nou om jy stel my nie tevrede nie. Ek weet nie eens of ek weer hierdie kommens gaan lees nie. Miskien sal ons maar ja, ek wil eintlik vanaand vir jou sê, weet jy wat? God commit tot jou. Commit jy tot God? Is jy iemand wat uitgaan vir krone? Ek gaan krone dra en ek gaan die krone eendag vir hom teruggee by die Bermuda. Ek gaan dit vir hom teruggee. Alle krone, miskien kry jy swaar, maar weet jy wat, jy hou vas aan die evangelie. Jy gaan die welwillendheidskroon kry. Jy gaan die oorwinnaarskroon kry. Jene man, wat 'n dag, wat 'n dag. As jy 'n sielewenner is, kan jy net vir jouself dink, hoeveel krone gaan jy kry? Nou goed, ek dink dis dalk miskien nodig om 'n bietjie 'n paar vrae te vra. En dis belangrik om 'n paar vrae te vra. En ek dink so. Kom ons kyk gou 'n bietjie. Kan ek jou vanaand dalk vra, watter uitdagings toets tans jou deursettingsvermoë? Kom ek bly net vir 'n oomblik stil. En ek laat jou 'n bietjie dink. Hier skryf almal, hulle is nog by die krone. Kom ek wag net gou. Ek vra dalk vanaand vir jou. Gebruik ons gebedslyn. Sê bid saam met my. Skryf hier ook vanaand bid saam met my. Ek as mens kan nie omstandighede verander nie, maar ek ken iemand, sy naam is Jesus, wat saam met jou en 'n pad gaan stap. Hallo Maria, wat sê jy my nig? Watter uitdagings tans toets jou deursettingsvermoë? Jy is dalk nou op 'n punt wat jy sê, Here, ek weet nie meer nie, I had enough. Ja. Hey, Dawid was ook daaroor. Dawid was ook daar. Ek wil eintlik dit vir jou lees, maar ek wil nou nie langer tyd vat nie. Wat dink jy leer God jou in hierdie seisoen? Ek moet hierdie vraag vra. Ek dink dit is belangrik dat ons hierdie vraag moet kry. Wat leer God jou? Wat leer God jou in hierdie seisoen waardeur jy kom ons noem dit in 'n beproewingsseisoen. Wat leer God jou in hierdie beproewingsseisoen? Wat moet jy doen tans om deur hierdie deursettingsvermoë te gaan? Goed. Nou kan ek jou uitdaag. Ons het nou nog Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag. En dan Sondag is jy in die kerk, want Sondag moet jy die boodskap kom luister, want God gaan jou antwoord. Ek sê nou vir jou, as jy Sondag nie daar is nie, wil jy nie daar wees nie. Ek weet party kan nie daar wees nie. Ek sê dit, ek spot sommer. Kom ons bemoedig mekaar. Hoe kan ek die res van hierdie week aanhou om te volhard? Ek praat met jou. Ek praat met jou wat 'n uitdagings het, wat 'n toets het, wat dalk moeilik deur hierdie deursettingsvermoë moet werk. Jy het hulp nodig vanaand. Jy het vanaand iets gehoor, jy het die woordjie deursettingsvermoë gehoor en jy het vanaand nodig om deur hierdie deursettingsvermoë te gaan. Maar hoe gaan ek môre deur dit gaan? Hoe gaan ek Donderdag deur dit gaan? Hoe gaan ek Vrydag deur dit gaan? Hoe gaan ek Saterdag deur dit gaan? En dan kom ek Sondag in die kerk en dan het ek nog hierdie kwaad ook, want hier sit 'n klomp skynheiliges mos in. Ag, jy weet mos allerlei dinge. Jy weet eintlik nie vir wie jy eintlik kwaad is nie. Ek het nou amper iets gesê jy's kwaad vir jou eie, maar ek sal sê jou eie ore, maar ja, weet jy wat? Ons ore is ook seker mooi. Maar ja, want jou ore luister vir die leuen. Hoor gou mooi. Sny dit af in Jesus naam. Man, spreek hom aan. Spreek hom aan. Spreek hom aan. Ek wil vanaand vir jou sê, spreek hom aan. Hoor gou mooi. Hoe gaan ek aanhou om te volhard vir die res van die week? Watter Bybelbelofte gaan die Here vir my gee? Aan wat gaan ek vashou? Wat is jou Bybelbelofte wat jou die meeste hoop gee? Jesaja 40:31. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit gaan ek dalk elke dag vir myself moet sê. Ek wil krone dra. Ek wil vashou. Ek weet die Here gaan vanaand vir my in oorwinning bring. Ek weet my oorwinning is naby. Ek weet niemand gaan my kroon vat nie. Weet jy wat is vir my mooi? Joh, hierdie is altyd vir my mooi. Hierdie is altyd vir my mooi. Openbaring 3.
Openbaring 3 vers 11. Hy sê, kyk, ek kom gou. Hierdie is my belofte. Ek het hier geskryf, hou vas, hou vas, hou vas. Hy sê, kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Hoor daar. As hier begin goed in my kop kom, dan hou ek vas in Openbaring 3 vers 11. Hou vas, die Here sê hy kom gou. Hy kom gou. Hy sê hou vas sodat niemand jou kroon kan vat nie. Dani, daar sê my buddy, hy's 'n pastoor by die Follies. Dankie dat jy saam luister my boeta. Alles werk ten goeie. Amen. Yes, ek like dit. Ek sê dit ook baie. Alles werk ten goeie mee omdat ons hom liefhet en hy ons liefhet. Ja, dis mooi. Wat is die Bybelvers, die Bybelbelofte wat jou die meeste hoop gee? Kyk daar. Kyk, ek kom gou. Dankie Wendy. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan vas nie. Johannes 3 vers 16, mooi Gielie, want so lief het God die wêreld gehad, so lief het God my en jou gehad, dat hy sy enige gebore seun Jesus Christus gegee het. En Sondag gaan ons nagmaal, Sondag is weer 'n mooi nagmaal gebruik. 'n Tipe van die nagmaal beloftes, 'n sakrament. Dit wat Jesus vir ons gedoen het. Want so lief het God die wêreld gehad. Eben sê Filippense 4 vers 13, Ebi, yes, ek is tot alles in staat. Is so. Daai is 'n mooi vers. Deursettingsvermoë, wanneer 'n mens opgee, wanneer jy mismoedig raak, wanneer goed gebeur, wanneer mense jou grief gee, wanneer omstandighede nie halter. Luister, ek dink baie keer, ons is nou so half seker in moeilike omstandighede met die mislike kwaliteite in ons vriende, in ons, ag man, weet jy, ek dink ek word so getoets baie keer deur dit, maar weet jy, ek weet, there will be a revival. Ek weet dat God weer ons gaan doen. Ons moet net leer om hom te vertrou en te bid en sekere dinge te kan doen. Ons gaan krone dra, hou vas in dit wat jy het. En ek wil vanaand gou vir jou bemoedig, en hiermee sluit ek nou af. Ek het nou gesê, ek gaan nou so 30 minute saam met julle kuier, maar kyk hier nê, dis mos maar die Here. Hy wil hê ons moet langer kuier. Hy wil hê iemand moet iets hoor. Wanneer jy wil opgee, en ek gaan nou regtig hiermee afsluit. Wanneer jy wil opgee, of wanneer jy wil opgee, bid voordat jy besluit. As jy nou sê, ek is nou moeg, en iemand maak my nou klaar, ek is nou moeg vir Christen, ek is nou moeg, ek kan nie meer nie, ek bid, niks gebeur nie. Bid nog 1 keer. Bid dalk nog 2 keer. Bid nog 'n 3de keer. Maar ek wil jou vanaand net bemoedig. Bid voordat jy besluit. Psalm 121, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ja. Wanneer jy voor daai berg staan, dan my hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Wat nooit laat vaar die werke van sy hande. Psalm 91, Glenda. Hy wat vernag by die Allerhoogste skuil. Ja, by wie kan ons skuil? By wie kan ons skuil? Hoe wonderlik is dit nie? Psalm 23, dat die Here is my. As jy in 'n dal van doodskade weer is, weet jy wat? Is oké, maar kom maar uit. Bid. Die Here is my herder. Goedheid en guns sal vir my volg, al die dae van my lewe. Die Here sal my hoof vet maak met olie. Dis beloftes. Dis beloftes. Dis beloftes. Lees God se woord. God se woord is sy stem. God se woord is sy openbaring. Ek het dit Sondag gesê, lees God se woord voordat jy na jou gevoelens luister. Net voordat jy wil opgee, wil ek vanaand vir jou sê, bid. Lees God se woord, luister na sy stem, dis sy openbaring. Onthou, jou wagtyd is nie verlore tyd nie. Ek wil dit vanaand weer vir jou sê, jy wag dalk lank, maar wagtyd is nie verlore tyd nie. Mense, asseblief, skryf hierdie neer, dis baie belangrik. Bid, lees die woord van die Here, dit is sy stem, dit is sy openbaring. Wagtyd is nie verlore tyd nie. Vertrou God, God is besig. Wanneer jy niks sien gebeur nie, moenie opgee nie. God is besig, herinner jouself, hy is besig. Here, ek weet jy is besig. Want die woord sê, ons is die klei. Hy is die pottebakker, ons is die klei. Hy is besig om jou karakter te vorm. Hy is besig om jou deur al hierdie dinge te doen, te laat gaan. Is dit nie mooi nie? Miskien voel jy vandag moeg. Miskien voel jy vandag soos 'n teleurstelling. Miskien voel jy vandag moedeloos. Maar weet jy wat, ek wil vanaand vir jou sê, God het jou nie so ver gebring
om jou nou te verlaat nie. En God sal jou nie verlaat nie, dis alleen van die duiwel. Elke traan, elke gebed, kan ek gou vanaand vir jou sê, elke traan val in 'n kommetjie by sy voete. Hy ken jou trane, hy ken jou gebed. Hy ken elke tree van gehoorsaamheid. Hy ken en hy herken ook dat jy hom raak sien. Hy weet wanneer jy hom aanroep. Hy sê dit, hy sê roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou red, maar jy moet my eer. Hy ken jou omstandighede, jou karakter en jou wagtyd. Hy ken alles. Weet jy, ek wil vanaand vir jou sê, al dink jy niemand ken dit nie. Hy ken alles, hy ken dit. Hy ken die doel, hy ken jou beproewings. Hy ken die einde van jou beproewings. Hy ken die begin van jou oes. Hou vas aan die Here man, hy's getrou. Ek wil vanaand dit vir jou sê. Die oorwinning behoort aan die wat volhard. Hou vas, kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan vat nie. En dit is die antwoord. Deur die deursettingsvermoë vanaand, Jesaja 41 vers 10, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Yes! Moenie vrees nie, want ek is jou God. Yes, dis mooi, dankie my nig. Ek waardeer. Dankie vir die deelsaamheid. Die oorwinning behoort aan die wat volhard. Ek gaan volhard. Dit is vir my mooi. Hy sê, ek ken jou werke. Ek ken alles. Ek ken jou lydsaamheid, ek ken jou beproewings. Ek's besig. Ek ken jou wagtydperk. Kom ons bid gou saam. Here, baie, baie dankie. Dankie vir die liefde. Dankie vir die opgee. Dankie dat jy altyd saam met my is. Deur 'n moeilike pad is jy saam met my. Die wat op die Here wag, Here, die wat op U wag, kry nuwe krag. Ek wag op U. Gee vanaand vir my daai krag om aan te kan hou. Gee vir my daai krag, Here, sodat ek kan volhard. Gee vir my daai krag wanneer ek moeg word, wanneer ek mat is. Here, ek weet vanaand, en ek spreek dit uit oor jou lewe vanaand, ek sê dit weer vanaand vir jou, ek wil dit vanaand in jou lewe inprofeteer. Ek wil vanaand vir jou sê, dat die salwing die juk breek. Hoor mooi, die salwing van die Here breek die juk, al verstaan jy dit nie. Jy moet vanaand kom, en dan sê ons, ek bid vanaand, Here, ek kom en ek bid vanaand, ek glo aan U, ek weet U is getrou, ek glo aan die beloftes, ek hou vas aan dit vanaand. Ek weet vanaand, die Here gaan soveel dinge in jou lewe verander. Amen. Julle moet lekker slaap, baie dankie dat julle saam geluister het, so klein bietjie lank, maar luister, nou begin jou werk. Deel, tag iemand hierin, tag iemand in hierdie boodskap op jou Facebook wat jy ken, wat deur 'n moeilike tyd gaan. Sê, luister hierdie boodskap, dis vir jou. Jesus like jou, lekker slaap.